Goeiemôre. Dis Maandag en ek hoop dit gaan met jou goed. Ek hoop jy het lekker gerus, dat dit ook bietjie gereën het daar waar jou skape wy en mag jy die nuwe dag en die nuwe week ingaan met die wete dat jy maar eenmal die geseënde van die Here is. Eksodus 4 vanaf vers 2 is 'n mooi verhaal. Die Here kom by Moses nadat Moses so 'n bietjie gespanne is oor die taak wat op hom opgelê is, oor dit wat hy moet doen, dit wat vir hom wag, om terug te gaan Egipte toe en die slawerny te gaan beëindig en die volk Israel te kry by die groot koning Farao en hulle uit slawerny uit te haal. Hy het al 'n paar keer vir die Here gesê, Here, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie eers praat nie, Here, ek kan nie teruggaan nie want hulle soek my, ek het iemand doodgemaak daarin. Moses is besig om met God te redeneer. En dan op 'n stadium sê Moses vir die Here, Here, ek is bang en ek weet nie hoe ek hierdie ding gaan doen nie. En die Here antwoord hom in vers 2 en hy sê, daarom vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Nou as jy die verhaal ken, dan sal jy weet dat hierdie staf, wat in Moses se hand was, het baie dinge gedoen. Dis die staf wat verander het in 'n slang. Dis die staf wat hy op die water geslaan het en die water het oopgekloof. Dis die staf wat hy in die rots geslaan het en dat water uitgekom. En met hierdie staf het Moses baie gedoen. Was daar krag in die staf? Nee. Die staf was nie dit wat in Moses se hand was. En God het die staf wat in Moses se hand was gebruik om vir Moses deure oop te maak. Ek weet nie wat lê voor jou vandag of van hierdie week nie. Waarvoor sien jy die kans nie en wat maak jou bang en wat maak jou angstig? Maar ek wil vanmôre hê dat jy moet vir 'n oomblik kyk na jou hand. Wat is in jou hand? Miskien in jou hand is daar 'n paar rand wat jy oor het waarmee jy moet iets koop om te eet. Of miskien is daar in jou hand die besigheid wat jy besig is om te bestuur, se sleutels. Of miskien is in jou hand die klein handjie van jou seentjie of jou dogtertjie of die hand van jou vrou. En die Here wil vanmôre vir jou sê dat dit wat in jou hand is, net daardie bietjie, kan God gebruik om vandag en in hierdie week wonderwerk in jou lewens te doen. Ja, jy het nie groot goed in jou hand nodig nie. Jou hand is maar klein en jou hand kan nie groot goed vashou nie. Dalk 'n staf of 'n sleutel of 'n paar rand. Maar die Here wil hierdie bietjie wat in jou hand is vandag vermenigvuldig en dit gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Wat jy vandag moet doen is om jou hand oop te maak om te ontvang dit wat God vir jou wil gee. En miskien het Moses gedink 'n staf, Here, dis niks, dit beteken niks, dit het geen waarde nie. En so dink jy dalk vanmôre dat dit wat in jou hand is minderwaardig, is klein. Die werk wat jy doen is minderwaardig en dit betaal nie eers baie nie of dit waarmee jy besig is maar klein. Maar die Here wil vanmôre vir jou vra om hom te vertrou met dit wat in jou hand is. Wil jy nie vandag voor jy die huis verlaat, dit in jou hand vir die Here gee nie en sê, Here, hier is dit, vat dit, neem dit. En wanneer die Here dit vat, dan verander hy ook dat die water sal oopgaan. Dat daar 'n pad vir jou sal kom deur die droë woestyn, sodat jy jou beloofde land sal kan kry. Here, vanmôre is ons elkeen op pad na die werk of na die skool of besig om iets te kan doen. Van ons moet hospitaal toe gaan, ander moet dokter toe gaan. Here, en baie van ons het vandag 'n moeilike taak wat op ons is. En Here, ons het baie keer nie die krag om te doen dit wat ons moet doen nie. Maar Here, in my hand is dit wat U daar geplaas het. En gebruik, Here, vandag dit in my hand, sodat ek vandag suksesvol kan wees. En tot eer van U ook iets kan doen. Here, help my, sit in my hand, dit wat ek nodig het om deur hierdie dag te kom. Amen.